jou oor wat praat jy deel 3 en ek wil graag ons aandag fokus op 'n wonderlike gedeelte in Matteus hoofstuk 4. Jy kan maar net op die bord volg, ons maak dit vir jou maklik. En ek gaan net 'n paar verse saam lees, maar ek wil nou vra dat almal sal konsentreer, laat die woord jou denke was. Dis so goed, jy geniet nou 'n heerlike maaltyd, jy neem dit in, jy's dankbaar, jy konsentreer, jy kyk nie rond nie, jy dink nie aan iets anders nie, want dis God se woord, wat met die grootste liefde en salwing vir jou voorberei is. Dink daaraan. Dankie Heilige Gees, hoor gou hierdie openbaring, wanneer jy ure vat en 'n maaltyd voorberei, en dit kos jou 'n klomp geld, en is tyd, hoor gou hier, en jy sit in, weet jy hoe lekker is dit vir jou, wanneer jou kinders, of familie, of vriende wat jy genooi het, dit waardeer en dit geniet. Nie, jy rammel dit sommer so af en sê, ag, was okay, en terwyl hierdie persoon soveel tyd, liefde, energie, is jy met my? Nou, dis wat jou pastoor doen, elke week berei ek vir jou 'n maaltyd voor. Ek hoop jy waardeer dit. So wys vir my, reageer, geniet dit, eet. Okay. Matteus 4, vers 1, en toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Vers 5, en toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe. Wat doen die duiwel nou hier? Hy quoteer ook die woord. Hoekom? Want hy weet die woord is die hoogste gesag. Die duiwel ken ook die woord. Ekskuus, die duiwel ken die woord beter as baie Christene. Maar die woord werk slegs vir jou, hoor gou mooi is hierdie, wanneer jy dit gaan toepas. Ek hoor iemand sê eina. Kom ons sê almal amen, laat dit so wees. Wil jy hê die woord moet vir jou werk, begin dit doen. Want ek kry baie ouens, hulle quoteer skrifte, op sosiale media, op Facebook oral, quoteer skrifte, en dan party van hulle leef soos die duiwel self. Die woord werk slegs vir jou, wanneer jy dit doen. Baie interessant, dat die duiwel ook die skrif quoteer, want hy ken dit. Vers 6, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien die voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Kyk nou wat probeer hy doen. Hy kom met manipulasie. Ek kom nou in die naam van Jesus teen elke gees van manipulasie. En ek bind jou in Jesus naam. Jy sal nie naby ons mense kom nie. En almal sê, amen. Sjoe, dit was nou kragtig. Vers 10, en toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan. Want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien.
Wat praat jy? En veral in hierdie tyd waar soveel mense moedeloos is, wat kom uit jou mond uit in hierdie tyd waar daar soveel negatiewe dinge aan die gang is? Jy weet en die Here weet. Jy gaan kry net wat jy sê. Jy moet elke deel oor en oor luister en met jou kosbares deel. As jy niets goeds kan sê nie, bly liewer stil, want daar's krag in jou woorde. Wat vir my baie interessant is dat die Here Jesus nie eers sy stem verhef nie. Die Bybel wys vir ons dat die vyand Jesus versoek het. Die Bybel sê vir ons, hy het 40 dae gevas, hy's hier in die woestyn, besig om te bid en te vas. En hier kom die vyand, en hy praat met Jesus. En hy haal die woord aan, en wat die Here Jesus doen is, hy skree nie eers op die Satan nie. Nou ek wil dadelik net iemand help, daar is tye wat jy maar so 'n bietjie jou stem kan verhef, as tye wat ons almal opgewonde raak, ek is 'n passievolle ou, as tye wat, jy weet die Bybel sê, almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, so daar's 'n tyd vir skree, en daar's 'n tyd vir opgewonde raak, daar's 'n tyd vir wanneer jy vir jou hondjie sê, ag, Wolly, gaan nou uit. En dan is daar 'n tyd, wanneer Wolly nie wil luister nie, wanneer jy sê, Wolly, gaan nou uit. En 'n mens voel maar partykeer ook so met die duiwel, nê. Jy voel partykeer, luister, jy wil hom nou net so 'n bietjie harder vir hom sê, gaan nou uit. Maar ek wil vir jou iets wys. Die Here Jesus het nie eens geskree nie, hy het nie eens geargumenteer met die duiwel. Ek dink daar's te veel Christene wat hulle self moeg maak, want jy dink as jy skree of as jy argumenteer, dat jy hierdie stryd gaan wen, maar dis nie hoe dit werk nie. Want is 'n geestesstryd. Sjoe, ek het soveel mense bedien in hierdie week en beraad. En ek moet vir baie mense sê, maar die Bybel sê, jou stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jou stryd is toe nooit teen jou skoonma nie. Om draai net na iemand langs jy sê, my stryd is nie met jou nie, man. Die Bybel sê, jou stryd is met die bose geeste in die lig. En daarom moet jy gees kan onderskei. En hierdie woord gaan soveel mense toerus en help. Jy hoef nie te skree nie, maar ek het nou vir jou illustrasie gegee. Jy kan maar opgewonde raak, maar die Here Jesus het nie geskree op die duiwel nie, want dis nie wat die verskil gaan maak. Hy het gesê, daar staan geskrywe, en hy is die woord. So kom ons rewind net so 'n bietjie, die woord werk vir jou wanneer jy dit doen. Dit help nie, jy quoteer net skrifte, maar jy doen dit nie. Liewe familie, vriende, broers en susters, luister na groot woord. Jou gebede gaan slegs beantwoord word wanneer jy begin praat wat jy bid. Ons kry soveel mense, net in die week bedien ek iemand in die hospitaal en sy sê, weet jy wat, daar word so baie gebid. Sy sê, maar daar is soveel negatiewe woorde en sy verwys nou na hulle as familie. Ek sê, maar dis die probleem. Niemand veroordeel jou nie, maar laat die woord jou nou was. Jy bid so oor goeie, maar jou mond is jou probleem. Jy het negatief beginne word. En jy dink is okay om negatief te praat, want jy weet, 'n mens raak ook maar later moeg vir die slegte dinge. Jy raak ook maar frustreerd. Maar ek wil vir jou sê, pas op wat uit jou mond uitkom. So kom ons leer net van ons koning. Kom ons leer van die Here Jesus. Al wat uit sy mond uitgekom het toe hy met die duiwel besig was net skrif. So skryf hierdie neer. Praat die woord.
Nie praat opinies nie. Google 2 vers 4 nie, praat die woord. Maar jy gaan die woord nie kan praat as jy die woord nie ken nie. Daarom leer ek mense steeds aan mekaar en sê, vat die woord, maak dit oop, lees dit en bid dit as jy dit nie ken nie. Want nou kan jy nie verkeerd bid nie en jy kan nie verkeerd praat nie. So jy kan sê, Here, u woord sê. Kom ons vat 'n baie bekende skrif, Psalm 23 vers 1. Sê, die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Kyk, almal van julle ken hom. Nou, as jy dit bid, dan bid jy mos nou die woord. As jy dit praat, praat jy mos nou die woord. So die Here Jesus sê net vir die vyand, daar staan geskrywe. En jy moet nou onthou, hy is die woord. Die Bybel sê, hy is die woord wat vlees geword het. En hy wys vir ons nou, hoe hanteer hy die duiwel? Vyand, daar staan geskrywe. En die Bybel sê, dat die Satan of die duiwel, die woord Satan beteken teestander, duiwel het hom laat staan en engele het gekom en hom gedien. Net omdat hy die woord gekwoteer het. En onthou, hy is die woord, so hy leef die woord. Nou, ek wil vir jou sê, jy gaan die woord moet begin praat. Ek gaan vir jou kragtige voorbeelde gee wat die Heilige Gees vir my gegee het. Met ander woorde, die vyand val jou aan met bekommernis, van julle moet hierdie goed neerskryf. Dan sê jy, duiwel, dis wat jy doen, net so. Duiwel, die woord sê, klap die salwing my nou. Werp al jou bekommernisse op die Here, want hy sorg vir jou. En as jy sou kon sien wat in die Gees gebeur, kyk gou hier, ja. Krag van God, die mantel van die Here is op my. Is dit soos die swaard van die Gees? Nie jou geskree nie. Dis so goed soos jy gebruik die swaard van die Gees, want jy sê, die Here sê, God se woord, die hoogste gesag sê. Kom ek gee jou nog een, hy val jou aan met angs. Mense sê, ons kan nie slaap nie. Mense wat soveel bekommernis het. Ons het so meegevoel met mense. Ek wil vir jou mooi vra, dink 2 keer voor jy weer iets sê van iemand. Want môre, oormôre sit jy dalk in so 'n situasie. Jy wat sukkel met angs, hoor gou mooi. Jy sê, duiwel, kykie, die woord sê, ons moenie angstig wees nie. Die Engels sê, be anxious for nothing. Filippense 4:6. Ek het nou nie al hierdie skrifte nou hier, ek gee dit net as voorbeeld. So jy kan hom in Afrikaans vertaal, hy sê, wees oor niks besorg nie. Maar kom ons vertaal hom soos die Engels, wat beter is daar, en sê, duiwel, die woord sê, ek hoef oor niks angstig te wees nie. En onmiddellik is dit die swaard van die Gees, jy sien dit net nie. Maar dis hoe die geveg lyk in die Gees. Rewind. Weet jy dan nie dat jou stryd nie vlees en bloed is nie? Maar nou weet jy wat doen mense? Hulle beklei mekaar en hulle skree op mekaar asof dit gaan help. Terwyl daar 'n Gees is. En die Gees sê, maar jy intimideer my glad nie met jou geskree nie. Maar sodra jy sê, die woord sê, jy wat deur 'n moeilike tyd gaan, weet jy wat doen jy? Jy sê, die woord sê, duiwel, ek wil jou net herinner, my God sal vir my voorsien in elke behoefte wat ek mag hê. Joe! Die stem van die Here is in hierdie plek. In plaas van om dood te praat, omdat jy sleg voel of angstig voel, pas op wat uit jou mond uitkom. Wanneer daar slegte nuus is, pas op wat uit jou mond uitkom, daai eerste woorde. Ek kry mense wat goed sê soos, oor hulle dooie liggaam.
Waar kom die Afrikaners aan hierdie goed? En dit kom uit mense se monde. Dit is so goed soos jy spreek oor jouself, dood. En ons dink dis okay, want ons gebruik dit as idiome. Mense sê goed soos, hulle het 'n swak hart. Dit kom uit jou mond uit. Nou kry iemand 'n hartaanval, maar jy profeteer dit oor jouself. Kom ek gee jou nog eene. Ek hoor mense sê goed soos, dit is so gewoonte, maar is glad nie snaaks nie en is glad nie goed nie. Hulle sê baie keer 'n ding soos, krisis. En elke keer roep jy krisis uit. Jy kan dink, wat ek nou bedien is te radikaal. Wat ek nou sê is God se wil, luister mooi. Jy gaan nie Jesus hoor daai woorde sê nie. Daar's krag in ons woorde. Hou op dood praat. Hou op negatiewe goed praat. Al wat jy praat is die woord. Kyk gou hier, net soos wat ons vir die duiwel sê, daar staan geskrywe. Moet jy in jou gebedslewe sê, Here, u woord sê. Ja, nou raak dit heerlik hierso. Ek opereer nou hier in 'n salwing, luister. Jy sê vir die vyand wanneer hy jou aanval, daar staan geskrywe. Daarom moet jy die woord ken. As jy die woord nie ken nie, vat die Bybel en lees dit vir hom. Hy kan baie goed hoor. Wanneer jy bid, praat jy ook so met die Here. Want wat doen jy? Jy herinner hom nou aan sy beloftes. En jy sê, Here, u woord sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. So nou herinner ons hom aan sy beloftes. Nou bid jy. Nou is dit nie opinies of stories of Here, u woord sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Here, u woord sê, alles sal vir my ten goeie meewerk. Prys die Here. Maak nie saak hoe dinge nou lyk nie. Ons bid u woord. Ons praat u woord. Dis die reeks. Wat praat jy? Wat jy bid en wat jy praat moet dieselfde wees. Is 'n baie groot openbaring wat die Here vir my gegee het. Jy kan nie bid vir seën, maar jy praat vervloeking nie. Jy kan nie bid vir genesing, maar jy praat siekte nie. Mense sê goed soos, ja, ag dit loop maar in die familie, my pa en ma het, my oupa en ouma het gehad. Jy spreek dood oor jouself. En raai wat as jy by die dokter kom, want hy werk uit die boek uit. Hy's 'n geleerde, of sy. En dan gaan hy vir jou dieselfde vraag vra, vertel my so 'n bietjie van jou familie. En dan wil ek hê jy moet sê, maar weet jy wat? Die woord sê, ons sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord, kyk, van my getuienis. En ek getuig, ek is gesond, kom aan, deur die wonde van Jesus. So, ek wil hê jy moet vir jouself sê, sit jou naam daar en sê Henry. Okay, van julle vind gou uit wat jou naam is. Sê Henry, by my stop dit. Alle vloeke, alles wat sleg is, alles wat deur my bloedlyn kom, dit stop hier in Jesus naam. Kom aan, maak op jou mond, sê my kinders, my kleinkinders, my nageslag, selfs lank na ek nie meer hier is nie, sal geseënd wees. Kom aan, eer die Here, gee hom al die lof. Kom aan, loof hom, prys hom. Wat het Jesus gedoen? Hy het net die woord gepraat. Jy kan nie vir my anders wys nie. Hy het nie geredeneer en gestry en getwis nie. Daai fariseer gees wat pastore in kerke aanval, daai gees van twis, daai gees van kritiek. Nee, dit hoort nie onder kinders van Here.
Hy het net gesê, die woord sê. Jy wat siek is vanmôre, kyk gou hier. Jy sê vir die duiwel, daar staan geskrywe. Wat staan geskrywe? Ek is genees deur die wonde van Jesus. Al voel jy nie so nie, jy spreek nou die hoogste gesag, God se woord uit, en die duiwel kan nie daarmee stry nie. Die Bybel sê, hy het Jesus verlaat. Wil jy hê die duiwel moet jou huis verlaat? En die rede hoekom ek dit sê, want ek deel met mense, wat aan mekaar die duiwel in hulle huis het, want hulle bring die duiwel in hulle huis. Deur hulle woorde, deur twis, deur lelike goede te praat, deur dood te praat. Jy kan jou pastoor vertrou, hoor mooi wat ek sê. Hulle nooi demone in. En dan is die duiwel in, en dan word ons gebel, pastoor, help ons, die duiwel is los hier by ons huis. Begin die woord praat. Net so sê jy nou vir die Here ook, jy bid dit, maar jy praat dit. Jy bid, jy praat. Jy bid, jy praat. Dis hoe jy opereer. Dis Markus, wat ek laasweek bedien het. Jy sê vir die berg, en jy bid. Jy moet ook praat. Jy sê ook vir die Here, Here, u woord sê, ek is genees. Nou herinner jy hom aan sy woord. Skryf hierdie neer, die woord is God se wil. Nou kom ek verduidelik net vir jou, wanneer jy die woord praat, praat jy God se wil. Van julle moet hierdie goeie neerskryf of afneem. Wanneer jy die woord bid, bid jy God se wil. Jy bid nie storieetjies nie, jy bid nie opinies nie. Jy kan nie verkeerd bid nie. Jakobus sê, daar's party ons, hulle bid nog verkeerd. Hulle ontvang nie, want hulle bid verkeerd. Hy sê dit net so. As jy die woord bid, kan jy nie verkeerd bid nie, want dis God se wil. Sê saam met my, God se woord is God se wil. So as jy wil reg bid, wat bid jy? Jy bid die woord. Hier is goeie goede. As jy wil reg praat, wat praat jy? Praat die woord. As jy opstaan in die môre, dan sê jy, prys die Here. Hierdie dag gaan geseënd wees in Jesus naam. Wat kom uit jou mond uit, die eerste ding in die oggend? Wat sê jy die laaste wanneer jy gaan slaap? Geseënd is hierdie nag. Die Heilige Gees gaan met my praat deur drome en gesigte. Die engele van God verskyn in hierdie huis. Loof die Here. Die bloed van Jesus is oor hierdie huis. Die bloed van Jesus is oor Word and Spirit familie. En dis wat uit my mond uitkom. En geen demoon kan naby my kom nie. Ek sê dit nederig. Hy gaan probeer naby aan jou kom. En dan gaan jy vir hom sê, daar staan geskrywe. Satan, the blood of Jesus is against you. As hy jou weer herinner, aan jou verlede, dan sê jy vir hom, duiwel, ek herinner jou aan jou toekoms. Is jy met my? As hy dan so graag met jou wil praat, geef hom woord. En dis nie lank nie, dan los hy jou. Want hy haat die woord. Jesus is die woord. Die woord wat vlees geword het. Die woord van God is so kragtig. Die Bybel sê dis soos 'n swaard van die Gees. En ek wil jou aanmoedig, jy kan liewers korter bid, luister na jou pastoor, ons is bidders. Maar bid die woord. Jy kan liewers minder praat, maar praat die woord, want nou praat jy sy wil. Jy seën jou besigheid, jy praat nie dood nie, jy gaan dalk deur 'n moeilike tyd, pas op wat uit jou mond uitkom, sê die Here gaan hierdie ding vir my draai ten goeie. En ek weet, dit vat 'n geoefende tong, dit vat 'n geoefende mond, daarom dat ek hierdie kragtige reeks bedien. Skryf hierdie neer, stem saam met God. Elke keer wanneer jy die woord praat, stem jy saam met God. Hierdie is goed. Dis wat die Here met my gedeel het, en ek kom deel dit met jou. As jy sê, Here, u woord sê, u is my herder, ek kom niks kort nie. Nou praat jy die woord, kykie, jy praat sy wil, jy het sy aandag, en nou stem jy saam met hom.
Elke keer wanneer jy doodpraat, luister vriende, dan stem jy saam met Satan. Elke keer wanneer daar dood uit jou mond uitkom oor jou toekoms of oor jou kinders of oor jou huwelik, jy spreek negatiewe goede uit, jy spreek dood uit, jy spreek vervloeking uit, jy stem saam met demone wat jy nie eers sien nie. En hulle juig en hulle sê ons het hom net waar ons hom wil hê. Want uit sy eie mond, uit haar eie mond, kom hierdie goed. Die Bybel sê ook dat uit jou mond, uit die woorde van jou mond, sal jy veroordeel word. Jy sal kry wat jy sê. As baie van ons wat deur 'n uitdagende tyd gaan, jy hoef nie rond te loop en dit vir almal te vertel nie, begin die woord praat. Sê, duiwel, die woord sê, as God vir my is, wie kan teen my wees? Ag, dit sal so lekker wees as julle almal 'n lekker hande klap gee. Kom aan, vir die Here, gee hom al die eer. Geniet julle die woord. So sê saam met my, sê ek, Henry Wilson, stem saam met God. So pas op wat uit jou mond uitkom. Die Bybel sê as 2 of meer net kan saamstem oor enige saak, dis so ernstig is. Hy sê, weer sê ek vir julle, as julle net kan saamstem, met ander woorde, Jesus as die hoof van die kerk sien dat daar regtig gesukkel word om in eenheid te opereer. Hoekom? Want die duiwel haat eenheid, hy bring verdeeldheid. Elke keer wanneer jy krities is, negatief praat, slegte opinies het oor die werk van die Here of oor die kerk, stem jy saam met Satan. Dis so goed soos jy speel die rol van die duiwel. Elke keer wanneer jy iemand aankla, die Bybel noem Satan die aanklaer van die broers. Elke keer wanneer jy iemand veroordeel, is dit so goed soos jy vertolk 'n rol van 'n demoon. Want dis wat hy doen, dis wat Satan doen. Hy kla mense aan. Wat moet ons doen? Vryspreek. Ek sluit af. Elke keer as jy die woord praat, dan stem jy saam met God. So vat so 'n bietjie in jouself, sê, dankie Here vir u woord, oor my lewe. Lig jou stem, sê, ek is geseënd, ek is gesalfd, ek is gesond, my toekoms is mooi, my kinders is geseënd, op alle gebiede floreer ek, voorspoed is my deel, ek lewe lank, ek is 'n kragtige getuie, ek geniet goddelike beskerming, in Jesus naam. Nou dink nou net, hoe skep ons met ons woorde? In Jesus naam. Ek gaan vir jou bid, lig jou hande op. Here, dankie vir u woord, wat so kragtig is, wat lewendig is, wat ons stig, wat ons opbou, wat ons leer en toerus. En Here, vanmôre bid ek u woord oor ons gemeente, oor al ons vriende en volgelinge. Ek bid Psalm 23:6 wat sê, net goedheid en guns sal ons volg, kom aan, ondersteun my, al die dae van ons lewens. En ek sal woon in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Ek seën almal, Here, mag hierdie woord soveel vrug oplewer. Salf ons lippe, Here. Salf ons monde. Ons sê vir u baie dankie vir hierdie kragtige oggend. Aan u al die eer in Jesus naam. Amen. Kom aan, klap vir die Here. Juig so 'n bietjie. Kom aan, gee hom al die eer. Kom aan, vat jou oorwinning, man. Halleluja.